So vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor kommunikasie. Die belangrikste deel van ons lewe, en dit is die kommunikasie met God. En ons ken dit as gebed. Ek wil eers vir ons 'n agtergrond gee van ons mensdom. Voor Genesis 4 vers 26 was die wêreld in 'n vinnige spiraal van sonde. Adam en Eva was ongehoorsaam. Hulle oudste seun Kain het sy broer vermoor. Kain se nageslag het al hoe meer goddeloos geword. In Genesis 4 vers 23 spog Lameg selfs oor die moord. So in Genesis 4 vers 26 is die heel eerste keer dat die konsep van gebed, waar die mensdom as 'n gemeenskap begin het om die Here se naam aan te roep. Ons kan Genesis 4 vers 26 en ook vir Set is 'n seun gebore wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En voor hierdie tyd was dit altyd God wat eerste die gesprek geïnisieer het. Soos met Adam en Eva en met Kain. Genesis 3 vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Genesis 4 vers 9, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? Gebed het begin as die mens se reaksie en soeke na verhouding met God. Na Genesis 4 vers 26 kruip ons as mens nie meer weg nie. Die mens besef sy totale afhanklikheid en begin God soek. Gebed is 'n antwoord van ons as mens op God se genade. Die werkwoord gebed of bid kom ongeveer 270 keer in die Bybel voor. Nie minder as ongeveer 650 keer praat die Bybel van gebed. Ongeveer 450 beantwoorde gebede. In Jesus se aardse bediening word daar van ongeveer 25 keer gepraat waar Jesus self gebid het. Die apostel Paulus alleen gebruik die woord bid 42 keer in sy briewe om gemeentes aan te moedig en te vertel dat hy wat Paulus is vir hulle intree. En ons, hier is ons opgetekende gebede en wat beantwoord is. 28 gebede en 14 gebede wat reeds beantwoord is. Prys die Here. Hierdie twee borde is opgesit, een vir ons gebedsversoeke en een vir ons beantwoorde gebede. En as jy vanoggend hier ingestap het, bemoeid en belas, kom kyk vanoggend na hierdie borde. Die getuienis wat ons op daardie borde kan sien, dat daar gebede is, maar wel ook beantwoorde gebede. Dit herinner ons dat God leef en dat hy besig is om te antwoord. Dit bring vir ons hoop. Is gebed belangrik? Ja, verseker. Hoe verstaan ons gebed? Wat beteken gebed vir ons? Gebed is 'n wonderlike gawe van God. Hy is ons skepper en hy is ons Vader. Hy wil met ons kommunikeer. God praat met ons deur sy woord. En gebed is daarop die antwoord. God begin die gesprek. Hy is altyd eerste. En gebed is die eerste vrug van ons geloof. Gebed is 'n gesprek. 'n Gesprek met die almagtige God. En wie bid, tree binne in God se heiligheid in. En ons mag met God praat. God wil met my en jou bemoeienis maak. Psalm 8 vers 5, wat is die mens dat u aan hom gedink het, en dat mensekind dat u hom besoek? Dankie Here. Gebed is 'n kommunikasiemiddel. 'n Nietige mens beoefen gemeenskap met die almagtige God. So gebed is 'n skakel tussen die aarde en die hemel. En so gereeld hoor ons die klagte, dit help nie om te bid nie. Jy vra, maar daar kom nie antwoord nie. Jy smeek om hulp, maar niks verander nie. Jy soek lig, maar dit bly donker. Jy roep tot God
en jou situasie word net moeiliker. Gebed is iets wat nou al 'n ruk op my hart druk. By die mannekamp het ons baie gesprekke gehad oor gebed. Daar waar jy in 'n gesprek ingeloop het, of by aangesluit het, was die topik gebed. Ons hoor gereeld toe praat almal oor gebed. 'n week of so gelede het Amen Akademie, wie ek my studies doen, my genader en gevra, ek moet 'n lesing doen vir die eerste jaar. En ek vra, waaroor sal ek praat? Wat sal die onderwerp wees? En die onderwerp is hoe om 'n uur in gebed deur te bring. Oral waar ons beweeg, hoor ons dat gebed belangrik is. Kommunikasie is baie belangrik in alles wat ons doen. Veronderstel 'n vriendskap sonder kommunikasie. Veronderstel 'n verhouding sonder kommunikasie. Veronderstel ons het vanoggend hier aangekom en niemand het met mekaar gepraat nie. Ons sien selfs hoe huwelike swaar trek en uitmekaar val, en wanneer ons berading doen, is die bottom line kommunikasie. Gebed vra dat ek en jy ons eie agenda en ons eie tyd en ons ego, wat altyd in die pad is, op sy moet skuif om op God te fokus. Ons menslike natuur, die vlees soos die Bybel dit beskryf, is natuurlik aanwesig en baie selfgesentreerd en ongeduldig. En wie van ons sukkel om te bid? Dis een van hulle. Om onsself af te sonder in gebed. En ek praat nie nou van 'n vinnige skietgebed. Ek praat van tyd in gebed spandeer. Tyd saam met die God, die Allerhoogste, ons koning te spandeer. Ons sukkel om te bid vir verskeie redes. Ons het soms 'n verkeerde siening van God en sy karakter. Baie van ons bid, wanneer ons amen sê, Here sal dit nie vir my doen nie. Baie van ons sukkel om lank te bid, omdat ons God as 'n kwaai regter sien, in plaas daarvan dat hy 'n liefdevolle hemelse Vader is, 'n Vader vir ons. Dit voel vir ons moet presteer om God te beïndruk. En dit veroorsaak dat gebed uitputtend en dreinerend kan voel. Die goeie nuus is, ons kan nie vir God beïndruk nie. Almal van ons is equal voor hom. Ons voel dalk ons skiet tekort. En as gevolg van ons onkunde bring dit 'n skuldgevoel. En dan vermy ons gebed, omdat ons skuldig voel. Die sonde wat ons doen, maak dat ons skaam is en wegkruip. Sonde waarmee ons besig hou, bou mure tussen ons en God. En dit bring ons op 'n plek waar ons sukkel om tot God te nader. In die normale loop van die lewe flous ons onsself om te dink, ons is okay, ons het alles onder beheer. Ons kan nie. Gebed is 'n belydenis van afhanklikheid. En dit is iets wat die menslike natuur teestaan. Ons sukkel om te bid omdat ons dink ons het dinge onder beheer. Eers wanneer 'n krisis tref, dan bid ons. Want ons besef ons magteloosheid en ons afhanklikheid. Gebed is nie net 'n sielkundige oefening nie. Die vyand Satan gee nie om wanneer ek en jy kerk toe kom nie. Hy gee nie om wanneer ek en jy Christelike boeke lees nie. Of hierdie Facebook video's rondstuur nie. Maar hy vrees 'n biddende Christen. Want gebed bring God se krag binne in die situasie in. Daar sal altyd geestelike weerstand of skielike moegheid of onverwagte onderbrekings kom sodra ek en jy besluit om tyd in gebed saam te spandeer. Ekskuus. Jesus het geweet dat ons as mens sukkel om te bid. En daarom het hy sy disippels baie praktiese en fisiese voorbeelde gegee. Hy het nie net met woorde geleer nie, maar veral deur sy eie lewenstyl as mens op aarde. Wat 'n beter voorbeeld as gebed kan ons hê as Jesus homself.
Wanneer ons tyd in gebed deurbring, of onsself afsonder, kry vir jou 'n plek eenkant, waar jy alleen is. Want Matteus 6 vers 5 tot 6, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar, ek sê vir julle dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Jesus sien om elke hoek en draai. Hy weet alles en hy hoor alles. Ons kan niks wegsteek nie. Hoe het Jesus dit gedoen tydens sy aardse bediening? Jesus het vir sy gebedstye gedurig die skare en die stede verlaat en die natuur as sy binnekamer gebruik. Voorbeelde in die woord van die Here in die woestyntyd, Lukas 5 vers 16 sê, maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. Hierdie gedeelte is net na die gesondmaking van die malaatse. Die Griekse woord wat hier gebruik word, eremos, verwys na 'n verlate, onbewoonde plek. Jesus het nie gewag vir stilte om na hom toe te kom nie. Hy het doelbewus net weggestap na plekke waar daar geen menslike aktiwiteite of stemme was nie. Die berge, Matteus 14 vers 23, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Ook Lukas 6 vers 12, en hy het in daardie dae uitgegaan en na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring. Getsemane, wanneer Jesus in Jerusalem was, waar dit baie besig was, het hy 'n spesifieke tuin buite die stadsmure as sy vasgestelde gebedsplek gebruik. Lukas 22 vers 39, en hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. In Johannes 18 vers 2, en Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. So dit was 'n plek van gewoonte. Dit wys Jesus het 'n vaste adres gehad vir sy afsondering. Selfs in sy mees intense oomblikke van angs het hy na hierdie bekende stil natuurplek gegaan. Selfs 'n entjie weg van sy naaste vriende af. Lukas 22 vers 41, en hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, om heeltemal alleen met die Vader te wees. So die voorbeelde wat vir ons gestel is, skuif jouself weg van die plek waar jy op die mekaar en al die geraas van die wêreld en dit wat jou aandag aftrek. Staan vroeër op in die oggend as jy moet. Tydsberekening is baie belangrik. Selfs die mense naaste aan jou moet soms agterbly, sodat jy alleen kan wees. En as jy regtig sukkel met gebed, kan jy selfs Matteus 6 vers 9 tot 13 die Onse Vader bid. Johannes 5 vers 30, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. En dit is Jesus wat self hier aan die woord is. Ek doen niks uit my eie uit nie. Jesus het gesê, ek doen niks sonder God die Vader nie. Hoe op aarde staan ek en jy op in die oggend, hardloop deur die stort, trek jou klere aan, doen make-up, spring in die kar, spring op jou bounie, jaag myn toe. Laai die kinders af. Verwag dat ons deur die dag suksesvol sal wees, veilig sal wees, en dat ons in oorvloed sal ontvang, en dan in teenmiddagete, dan kom ons agter, maar ons het nog nie vanoggend met God gepraat nie.
Jesus sê, ek doen niks sonder God die Vader nie. Hoe traai ek en jy nog? Dan vra ons hoekom ons in hierdie chaos sit. Dit sal nie werk nie. Hoeveel van ons bid regtig oor 'n saak? Ons verwag dinge moet verander, maar ons bid nie daaroor nie. Ons wil hê huwelike moet verander. Ons wil hê ons finansies moet verander. Ons werksituasies moet verander. En ons kan daai lysie kan ons nog langer maak. Ons het 'n behoefte aan dinge wat moet verander. Maar hoeveel tyd spandeer ons regtig op ons knieë oor daardie spesifieke saak? Ons moet op ons knieë kom. Deur gebed verander my hart. Ek is die veranderlike. Deur die genade en die bloed van Jesus Christus. Met die oë op gebed en aksie kan ons sien hoe 'n dogtertjie van 12 weer lewend geword het in Markus 5. Deur gebed. 2 Kronieke 7 vers 14 en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. 'n Nasie kom tot inkeer deur gebed. Siektes is gesond gemaak deur gebed. Gebed is nie 'n manier om dinge uit God se hand te dwing nie. Dit is 'n plek waar jou gees in lyn kom met die wil van ons hemelse Vader. Dit maak jou hande oop om die beloftes te gryp wat reeds op jou naam geskryf is. Luister na wat God vandag vir my en jou beloof as ons kies om te kniel. En as jy vanoggend hier sit en wonder, het God my gehoor? Ja, hy het. Het God my 10 jaar terug gehoor toe ek gevra het? Ja, hy het. Het hy my gebed vanoggend gehoor? Het my gebed vanoggend die troonkamer gemaak? Ja, dit het. Dankie Here. God luister na elke gebed. 2 Kronieke 16 vers 9, want die Here, sy oor deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die Here kyk oor die hele aarde uit, behalwe aan Keitkerk. Nee, ons is almal ingesluit. Elke een van ons wat hier sit, is ingesluit by die voorreg. God is nie besig met iets anders nie. Hy is nie Dinsdag met verlof nie. Hy is nie met lunchtyd nie, met respek gesê. Hy is besig om die te soek wat op hom vertrou, heelhartig en gehoorsaam. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek en jy is kinders van die Allerhoogste. Ons is nie straatkinders nie. Ons is nie agtergeblewenes nie. Ons is nie hongersnood kindertjies nie. Oorvloed. Dit is hoekom ek gekom het. Hierdie oorvloed is nie 'n waarborg van aardse rykdom of lewe sonder pyn nie. Dit is die oorvloed van die Here se teenwoordigheid. Sy vrede en sy krag wat vir my en jou staande hou. Prys die Here. Beloftes wat die Here in oorvloed vir ons as sy kinders wil gee, skryf dit neer, herinner jou elke dag daaraan. Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. Dankie Here. Weereens 'n belofte van God. Ek sal julle dra, ek sal julle beskerm met my regterhand. 'n Regterhand wat nasies beskerm. Ek sal julle ondersteun. Moenie vrees nie. Matteus 28 vers 20 en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ek is met julle tot aan die einde van die wêreld se geskiedenis. Die Here sê nie hy gaan daardie laaste paar dae nie meer hier rond wees nie.
Want hy is besig om reg te maak om te kom nie. Nee, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldse geskiedenis. Dankie Here. Dankie Here dat U altyd tot ons nader. Dankie vir al die beloftes wat U vir ons gee. Wanneer ons ophou asemhaal, gaan ons liggaam dood. Dit is hoe belangrik asem vir ons is. Gebed is die asem vir ons siele. Wat sal word van my en jou sonder gebed? 'n jaar of wat terug, een oggend sê iemand vir my, hulle weet nie hoe ek die seer en die pyn na Philip se dood nog staande bly nie, maar hulle bid vir my gereeld. En my antwoord is, moenie ophou bid nie, want dit is al wat my staande hou. Nie uit my eie uit nie. Uit my eie is ek tot niks in staat nie. Die tyd wat ek in Klerksdorp hospitaal gelê het en dokters opgegee het en besef het dat die einde is hier. Het 'n 46% suurstoftelling gehad. Mense is begrawe op 50, 60 en 70%, maar ek het oorleef. Nie uit my eie uit nie, nie omdat ek sharp is nie. Na die tyd, nie seker hoe lank daarna nie, het oom Frank met my gedeel hoe hy in gebed getree het. Hy het 'n spuitkannetjie verf van my by hom gehad. En wanneer die blikkie rondrol in sy bakkie, het dit hom herinner aan my. En dan het hy hom in gebed ingetree vir my. Dankie oom Frank. En ek weet hy was nie die enigste een nie. Daar was gebedsgroepe opgerig in COVID-tyd. Daar was mense wat intens gebid het, nie net vir my nie, maar vir baie ander. Gebed is lewensbelangrik. Jona het lewens verander en siele gewen op die boot waarop hy weggekruip het. Jona 1 vers 5, die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God gebid. Hulle het afgode aanbid. En in vers 6, die kaptein het Jona wakker gemaak en vir hom gesê, bid tot jou God, ons God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. En ons almal weet dat hulle nie vergaan het nie. Gebed is nie ons laaste uitweg nie. Dit is ons eerste asem vir elke dag. Die beste nuus is dat God reeds die grootste struikelblok wat tussen ons en God staan, wat ons sonde noem, sy enigste seun gegee het. Jesus het aan die kruis dit vir ons gedoen sodat ek en jy tot God mag nader. Wat ook al tussen ons en God staan, bring dit vanoggend vir die Here. Moenie hier uitgaan as jy dit nie gedoen het nie. Bring jou laste vir die Here. Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Die Here wag vir ons met oop arms. Dankie Here. God se liefde is sonder enige voorwaardes. Ek en jy sê, ek is lief vir jou want, ek is lief vir jou maar. En God sê, ek is lief vir jou, punt. Geen voorwaardes nie. God sê, ek is lief vir jou, punt. Ek en jy staan vanoggend dalk in 'n oorlogsone wat veroorsaak is deur my en jou foute en ons keuses en ons sonde. En die Satan sê vir my en jou, die tyd is verby. Ons kan nie die horlosie terugdraai nie. Maar God sê, jou bestaan en jou toekoms is nie gebind deur jou verlede of jou foute of jou keuses nie. Jou bestaan is gefestig in my liefde en in my genade. En dit is die Here ons God wat dit vir ons sê. God sê nie net vergewe ek jou van jou sonde nie. Maar sover dit my aangaan, is daar geen rekord van jou verlede nie. Jou bestaan is geskep deur die Here jou God. Jy is opgerig en gestuur en gevorm in die hand van God. My vraag vanoggend is, wie leef of wie oorleef as gevolg van my en jou gebede? Vir wie is jy daai oom Frank? Wie se huwelik, wie se kind, wie se besigheid hang vandag in 'n draadjie van jou en my intrede? Gebed is nie 'n stokperdjie nie.
Dit is 'n reddingslyn vir ons as mens. Wil afsluit, mag aan Keitskerk nie 'n plek wees wat net preek oor die krag van God nie, maar mag ons 'n kragstasie wees waar die vensters van die hemel oopgebid word. Amen. Ons sluit die oor. Aba Vader, Here, so baie dankie dat ons vanoggend weer kan hoor dat U vir ons wag, Here, dat U met oop arms vir ons staan en wag, Here. Here, die warte wat ingekom het, bemoeid en belas, Here, dat hulle vanoggend hier nie sal uitgaan sonder verandering nie, Here. Here, die harte wat U nie ken nie en die harte wat U nie wil ken nie, Here, bid ons en ons bring dit voor U, Vader, dat dit ook sal verander, Here, want U sê in die woord dat elke knie sal buig, Vader. U is die Alfa en U is die Omega, U is die begin en U is die einde, en dit begin by U en dit sal by U klaarmaak, Here. Daar is niks wat dit sal verander nie. U is onveranderlik en U is vir altyd, Here. En Here, so bid ons vir elke een wat sukkel met gebed, Here. Here, as ek so terugdink in die week wat ek vir die jong man gesê het, dat 'n gebed is 'n gesprek met U, Here, en die vrees kom, wat sal iemand dink? Wat sal die persoon daarvan sê? En Vader, dit is so ongeskik om in 'n geselskap in te chip van die kant af, het ek vir hom gesê. En daarom kan ons nie terugkyk wat ander van ons dink nie, Here. Dat ons bemoeienis met U moet maak is 'n werklikheid, Here. En Here, ons as kind en ons kind van U sukkel daarmee, Vader. En ons bring dit voor U, Here, want ons is afhanklik van U en ons het U nodig, Vader. En ons vra, Here, dat U vir ons ook sal help, daar waar ons sukkel, daar waar net dalk 'n traan loop, Here, en geen woorde is nie, Here. U sien in ons harte, U weet alles rondom ons. U weet wat in ons harte ingaan en ons sê vir U so dankie daarvoor. Here, ons bring ook hierdie week wat voor lê in hierdie chaos, Here, die krag, die water, Here, daar's soveel dinge in ons land aan die gang. Die kinders wat so gesteel word, Here, die inbrake, die skelms, Here, daar's so baie dinge wat ons ontmoedig, Here. Maar Here, dat ons by U sal uitkom, by U voete sal kom sit, Here, om bemoedig te word, Here, dat ons sal gryp aan U, Here. Dat ons krag en ons vrede by U sal kom haal, Here. Want dit is al waar ons dit kan kry, Here. Vra, Here, dat U elke een wat vanoggend hier is sal seën, Here, in oorvloed, dat U sal voorsien in elke behoefte en elke tekortkoming sal aanvul, Vader. En Here, die wat dit ook nie kon gemaak het nie, vra ons ook, Here, dat U met hulle sal wees. Vergewe ons as gemeente ons sondes, Vader. Dit wat so in oorvloed is, Here, dit wat tussen ons en U kom, Vader. Help ons om dit af te breek. Laat die Heilige Gees in ons harte daai oortuiging sal bring, Here, dat ons sal klaarmaak daarmee. Ons hartsbegeerte is om naby U te wees, Here, maar die vlees sukkel, Here. En ons vra dat U vir ons sal help, dat U hand oor ons sal wees en dat U ons voetstappe sal rig, dat U ons pad sal gelyk maak, Here. En dat die omstandighede ons nie sal grond toe vat nie. En die omstandighede waarin ons is, Here, dat dit nie vir ons 'n verskoning sal wees nie, Here. En ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, Vader, maar alleen in Jesus se naam. Amen.